Goeienaand. Kom ons buig ons hoofde saam. Here, ons dankie dat ons U kon loof en die naam kon groot maak en voor U kon buig in aanbidding met ons lied, met 'n lied in ons hart, Here, omdat U ons op 'n besondere manier seën. Op 'n besondere manier vereer U ons, Here, om ons toe te laat om in U teenwoordigheid te kom. Ons buig voor U in aanbidding. En ons bid, Heer, dat ook dit wat ons in ons harte na U toe bring, vir U sal laat glimlag. Dankie dat U ons liefhet en dat U vir ons kans gee om saam voor U woord en U nabyheid te oordink. Ons buig voor U in aanbidding, Heer. Ons lê ons lewens voor U neer. Amen. Moet ek nou eers Bybel lees of moet ek eers hoor of julle huiswerk gedoen het? Julle weet, ons Afrikaners het 'n baie mooi gewoonte om as ons skuldig is te lag. Waar het ons begin Sondag? Wie was u almal Sondag min of meer hier gewees? Ons het begin by watter gedeelte in die Bybel? 1 Korintiërs 13, die vers wat julle die beste moet ken buiten Psalm 23. Hoe gaan die vers? En nou hierdie 3 dinge, né? Geloof, hoop en liefde. En die grootste hiervan is die liefde. Ons het nog nie naby die liefde gekom nie. Ons is nog maar met die geloof besig. Daaroor het ons gepraat. Ons ken vir God. Julle het vir my gesê julle ken God en julle het na sy eienskappe en sy vermoëns en die wonder van God. Moenie ophou nie, hoor. Ons kom nie naby om God ooit te ken nie. En dan hoop is om vas te vertrou op dit wat God vir ons beloof, dit wat God vir ons gee. Maar dan moet ons soms dink aan dit wat God vir ons gee, voor ons begin praat. Sal julle dit onthou? Dis al wat ek vir julle vra. Julle kan aangaan met julle gebed soos julle altyd gebid het. Dink net voor jy begin bid. Dink met wie jy praat en dink aan die ryk, ek wil nie eers sê rykdom nie, dink aan die onbeskryflike gawes en goed wat God vir ons gee, wat joune is en myne is, wat ons het. Dan gaan ons 'n bietjie anders vra, maar dink net oor die goed. Ons het 'n mooi lysie gemaak van al die gawes wat die Here gee, en nou vanaand wil ek praat nie oor wat God gee nie, maar oor wat God praat. God praat. Ek gaan net een van die gedeeltes buiten Korintiërs uit Efesiërs hoofstuk 3. Paulus se gebed vir die lesers van hierdie brief in Efesiërs. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang het. Ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk om deur sy gees met krag na die innerlike mens versterk te word. Om Christus deur die geloof in julle harte te laat woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte te verstaan. Ja, om die liefde van Christus te ken, wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle gevul mag word met die volle wysheid van God. Vanaand wil ons so 'n bietjie kyk na God wat met ons praat. Wie van julle het, voor ek daarby kom, het regtig gaan huiswerk doen so 'n bietjie?
en gaan kyk na die wat? Na die beloftes wat die Here vir ons gee. Watter dinge sê vir ons toe? En dit moet ons onthou as ons met die Here begin praat. Watter beloftes gee hy vir ons? So, ek sal vir party ouens daai klomp stuur wat ek het, maar vanaand wil ons oor ander goeders praat. Vanaand wil ons praat oor God en dit wat hy vir ons sê om te doen. Wie van julle weet van iets wat die Here vir ons sê wat ons moet doen? Mag julle moet asseblief met my praat. Eer jou vader, jou moeder, is jou kinders hier so vanaand? Maar julle moet vir oupa en ouma, eer jou vader en jou moeder. Nog 'n opdrag wat die Here vir ons gee. Toe julle daar's duisende. Sit gou soos jy moet die Here jou God lief hê, wie moet ons nog lief hê? Jou naaste lief hê, wie moet ons nog lief hê? Jouself moet jy lief hê, wie moet jy nog lief hê? Jou vyande. Wys net gou vir my, wie van julle doen dit? Jou vyand lief hê. Die ander een is natuurlik, jy mag nie jok nie, né? Die Here sê dit vir ons. Maar hy sê nog 'n bietjie meer as dit, né? Ek sal net daaroor praat. Ek het vir julle van die seëninge wat die Here vir ons gee, het ek 'n lys gegee of dit was daar. Nou van die opdragte wat die Here gee, het ek hier 12 bladsye vol en hier is 1050 met elkeen se teks daarbey. Sal julle dit leer? Julle is stil in die kerk. Marcus, waar is dit altyd so stil? Dis weer nie, ek het dit nie self gaan opsoek nie. Hoe lank dink julle sou ek dit gesoek het? Dis baie lank. Maar as regtig 1050 wat 'n ou bymekaar gesit het, sy naam staan op hierdie papier. Van die opdragte wat die Here vir ons gee. Ek sal nou daarby kom. Gebed, wat het dit met gebed te doen? Gebed is nie net om te praat nie. Gebed is baie keer kom word stil voor die Here. Buig voor hierdie almagtige God. Dink aan hoe groot hy is, dink aan hoe omvangryk, hoe hy alles weet. As ons dit regtig besef, dan is ons woorde mos eintlik weg. As die Here alles weet van my, as hy weet wat in my hart aangaan, as hy weet van my begeertes en behoeftes, dan is dit baie keer beter dat ek maar stil bly en luister. Gebed is, onthou dit in julle gedagtes, om te luister na God. Gebeur dit ooit dat as jy bid, dat jy stil word om te luister? Onthou dit asseblief. Dis deel van ons gebed. Gebed is om mooi te luister as God met my praat. Wanneer praat God met my? Net as ek Bybel lees en as ek bid? Nee, sê julle vir my. Nou wanneer nog? As jou vrou jou teregwys? Ja. As jou kind sê, maar ek dink papa maak nie reg nie, dan moet ons mooi luister. Die Here praat op baie maniere met ons en baie keer sonder woorde, maar hy praat met ons, nie net as ek Bybel lees nie en nie net as ek bid nie. Dink 'n slag mooi en sê gou vir my, wat is die doel van gebed in spesifieke omstandighede? Wat is die doel van jou gebed voordat jy Bybel lees? Hoekom bid jy? Om nader aan God te kom, om die woord oop te maak, dink julle is nodig? Waar sê die Here is hy? Hy is by my, hy is altyd by my. Om die woord oop te maak, nou laat ek kan verstaan, dis regtig so.
Goed, waarvoor bid ons? Hoekom is dit nodig dat ons bid voor 'n vergadering? Ek vra net dat ons baie keer moet dink oor hierdie goed, want ek dink baie keer ons sê net 'n paar woorde voor ons 'n vergadering hou, en dan gaan ons aan soos ons in elk geval sou aangegaan het, sonder om enigsins te dink daaraan dat ek hierdie vergadering myself kom oorgee het voor hierdie vergadering. En vir Marcus vra of hy al gesien het hoe Christene voor 'n vergadering bid en dan op die vergadering mekaar uittrek. Dis skrikwekkend. Nou, hoe ons nie rekening met God se teenwoordigheid met dit wat ons nou net gesê het nie, dan het ons mos nie regtig gesê nie, of bedoel wat ons gesê het nie. Dis hoekom ek sê, dink voor jy bid. En as iemand bid en jy deel van daai gebed, onthou, ek het voor God gestaan, ek moet nou nie na ander ouens kyk hoe ongeskik hulle is nie. Ek moet kyk hoe geskik is ek, hoe gehoorsaam is ek, want ek het gebid voor die vergadering. Hoekom bid ons voor 'n sportwedstryd? Ek sien selfs, ons het as rugby span altyd in groot kompetisie, kom ons by mekaar en dan bid ons saam. Né? Ek weet nie of julle dit ook soms doen nog, die jonger mense nie. Waarvoor bid ons? Om te wen. God se seën en beskerming. Dit is so. Maar ons moet mooi dink, is dit maar net 'n gewoonte of wil ons regtig hê die Here? Eintlik is gebed die meeste van die tyd vir my toewyding, oorgawe van myself. Ek kom staan eintlik voor die Here en dan ook as dit in die openbaar is voor die hele wêreld en sê ek buig voor die almagtige God. Julle kan na my kyk as ek in hierdie wedstryd ingaan. Marcus, jy het nog nooit oor rugby gepreek nie. Eendag as jy vakansie vat, dan nooi vir my, dan preek ek oor rugby. Dis die een sport in hierdie wêreld wat vir my die beste teologie het van al die sporte. Het jy nog nie daaroor gedink nie? Moet ek preek daaroor? Wat is mooi man? Kyk net gou in rugby, daar's 'n span betrokke, né? Sê dit vir jou iets? Ja, dit sê vir my baie. Daar's 'n afrigter by betrokke. Daar's 'n skeieregter by betrokke. En dan is daar totale onreg by betrokke, onregverdigheid, né? Daar staan een ou heel agter na hy span. Hy staan daar by die agterpaal en hy doen omtrent niks. Hier voor staan 3 wat dag en nag gedruk en gepers en geknoop en alles word vir daai hele 80 minute. Nou agter staan hy ou. So af en toe kry hy die bal en skop hom weg. Hierdie ander moet klou en hulle word deur 15 ouens toegeval. Is dit regverdig? Nee, dis totaal onregverdig, want as die beker uitgedeel word, dan word hy vir al 15 gegee. Hoe werk dit? Maar dis vir die preek. Eendag het na ek so 'n preek, regtig gepreek het 'n tannie vir my kom sê, "Ai dominee, weet jy, ek wens aan die Here wil my so 'n bietjie op die reservebank sit, want ek moet die hele tyd voorspeel." En dit is so. Daar's nie 'n ander sport wat al hierdie elemente van ons Christelike lewe so mooi saamvat nie. So kyk as jy weer rugby kyk. Hoe werk die Here met 'n mens? Hoe laat hy ons op verskillende plekke speel in hierdie wêreld? En dan praat hy met ons. En dan sê hy vir ons, ek is by jou, al moet jy voorspeel. Ek los jou nie. Jy's deel van die span. Ek werk met jou. Is God net daar of hier as ons bid, of omdat ons bid? So hy's nie, ons hoef nie te bid nie. Nie om God hier te kry nie. Onthou dit, ek hoef nie te bid om God hier te kry nie. My gebed bring nie vir God in beweging nie. God is in beweging. God werk in hierdie wêreld. Ek, nietige klein mensie, is ingepas in God se werk. En hy wil hê ek moet met hom kom praat.
sodat ek kan hoor wat hy vir my sê, waar hy my wil gebruik, waar hy my wil inpas, hoe hy my wil gebruik en wat hy met my wil maak. Ons dink baie keer, Here, ek moet bid om vir God in beweging te kry, om God betrokke te kry, om God net 'n bietjie aan die gang te kry. Werk nie so. Ek wil altyd die oorsaak of die beweger wees. Ek wil die eer hê vir dit wat gebeur. En dit is nie so. God beweeg. God roep vir jou. God bring vir jou na hom toe. En hy luister na jou. Al praat ons verkeerd. Moet nooit ophou bid, omdat jy dink, ek weet nie wat om te sê nie, maar ons is gelukkig slim genoeg om daarmee aan te hou. Die Here wil hê ons moet met hom kom praat. Maar ons is sy kinders en ons moet inpas by die stukkie, by die gaatjie waar ek in die puzzle hoort. Ons wil baie keer, Here, skuif net hierdie hele puzzle so bietjie dat ek kan inpas. Skuif almal sodat ek kan inpas. Ek pas in. En ek het baie hoekies en baie draadjies en ek dink partykeer moet van dit afgekap word of weggevat word sodat ek kan inpas by dit wat ons hemelse Vader met my wil doen, waar hy my wil gebruik. Ek moet inpas. Ons hoef nie vir God in te pas nie, hy wil vir ons inpas. Ons wil baie keer hê die Here met die hele wêreld, die hele puzzle draai sodat ek kan my plek kry soos ek dit wil hê. Die Here sê, my kind, ek wil jou gebruik, kom staan by my, kom luister mooi wat ek vir jou sê. Ek wil jou gebruik. En nou wil ek hê, julle moet weer by julleself, dis nou huiswerk ook, maar doen dit maar gou so op jou een hand of twee hande, al die opdragte wat die Here vir ons gee. Dink aan 'n klompie opdragte wat hy vir jou gee, vir jou. Sit net weer stil en dink, wat sê die Here vir jou? Kom ons noem gou eers so 'n paar, dat ons net aan die dink kan kom. Enige opdrag wat die Here vir jou gee, jy moet bid gedurig. Ja, kry jy dit reg? Maar jy weet die Here sê so. Julle luister ook maar sleg. Dis seker hoekom die Here my na toe gestuur het. Om te sê julle moet luister. Is dit reg? Bid gedurig. Wat moet jy nog doen buite dat jy moet lief hê? Jy moet almal lief hê, jy moet vir God lief hê. En almal moet jy nog lief hê, gee nog so 'n paar opdragte, want dis waaroor ons vanaand net wil dink. Ek gaan nie al die opdragte herhaal nie, ek gaan dit ook nie almal vir jou sê nie, daar's te veel. Maar kom ons sê vir mekaar, wat sê die Here vir ons? Wat moet ek doen? Ons moet verootmoedig vir die Here en ons gaan môre gaan ons praat oor wat ek praat. Hierdie is nou oor God se praat. En as ek begin praat, dan gaan ek praat oor die sondebelydenis. So dink 'n bietjie wat dit beteken, maar dis nie vir vanaand nie, maar dit moet ons doen. Ons moet ons sonde bely. Wat nog? Ek moet verbly. Ja, ek moet my verbly daaraan. Ek moet vreugde vind in die wonder dat ek in sy teenwoordigheid mag wees en mag lewe en my vreugde vind. Ons moet mooi dink, nee, dis iets wat ons baie graag wil hê, vrede en vreugde en blydskap, en dan sê die Here, kom, vat dit by my, ek gee dit vir jou, my vrede gee ek vir jou, nee, dis van die beloftes wat die Here gee. Hy sê ook, kom, vat dit. Wat gee vir ons nog? Ons gesondheid, of ons siekte, of ons sterkte, almal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe, kom staan by my. Die Here roep ons, maar hy gee vir ons opdragte ook. Wat moet ons doen? Wat moet julle in die gemeente doen? Woeps, is julle reg daarvoor? As een man wat reg is, hy maak, kyk mooi na hom. Ons moet nie, maar ons doen dit daarom maar, né? Maar die Here gee ook vir ons 'n verantwoordelikheid. Dit sê nie, bekommer jou dat jy kom stil staan nie, maar kyk na wat jou werk is en doen dit goed.
Wat moet julle in die gemeente doen? Jy sit met 2 dominees en luister, maar sê nou maar, wat moet julle in hierdie gemeente doen met hulle? Ja, jy moet vir hulle bid, jy moet hulle hande hou en sterk maak. Dis maklik om sulke goed te sê, né? Maar baie keer voel die dominee maar bitterlik alleen tussen al 1000 mense wat rondom hom is. Want hy ervaar nie altyd die liefde en die ondersteuning. Jy hoef hom nie so lief te hê nie. Maar die Here sê, ondersteun mekaar, dra mekaar, maak sy hande sterk, help hom en hou sy hande op, sodat hy kan doen of sy kan doen wat hulle moet doen. Maar kyk ook na mekaar. Die Here wys ons na mekaar. Is daar mense in die gemeente van wie hulle nie hou nie? Ek sê weer, ons lag as iemand die waarheid praat. Daar is iemand van wie jy nie hou nie. Wat gaan julle nou doen daaraan? Werk maak, op 'n manier, ergens, vind iets. Skryf regtig. Julle weet, julle luister, 'n mens luister baie maklik na iemand wat praat en jy luister baie maklik na 'n preek, maar gaan sit en doen die ding. Gaan kyk wat die Here vir jou sê, moet jy doen. 1050 opdragte wat hier staan. Wat almal met teksverwysing daarbey, so dit kom uit die Bybel uit op 'n manier. Wat die Here vir ons sê, my kind, ek is lief vir jou, jy behoort aan my, ek het jou gemaak, ek het vir jou ongelooflike talente en gawes gegee en ek sorg vir jou, maar luister na my. Jy's in my koninkryk, ek bou hierdie wêreld. En dis hoe ons sorg dat die koninkryk van die Here kom. Ons doen wat hy sê, maar ons moet eers luister na sy opdragte. Ons moet dit hoor. En nie net 1 of 2 nie. Daar's baie. So gaan luister mooi. Dan vra jy jouself af, as jy die opdragte lees, dan vra jy nou, wat beteken dit in my lewe? Dit help nie ons sê, die Here sê ek moet lief hê nie, en dan vra ek vir jou, wat beteken dit nou vir jou? Dit beteken wat? In my huisgesin moet ek my kind mooi antwoord as hy partykeer lelik is met my. En ek kan hom maar straf ook as hy stout is. Want sy was al nou tevrede dat ek gesê het 'n ma moet mooi praat. Ons moet ook mooi praat, almal van ons met mekaar. Dis nie altyd die maklikste ding nie, maar dan moet ek, as ek dit nie kan regkry nie, moet ek stop en besin en oorbegin. Die Here gee vir ons die genade, hy gee vir ons die vermoë, hy gee vir ons in ons gedagtes die aanmaning. Luister na my. Luister wat ek vir jou sê. Ook as jy kom bid, dink eers aan so 'n paar opdragte wat die Here vir jou gee. Moenie altyd aan dieselfde klomp dink nie. Dink môre weer aan ander. En dan sê jy vir die Here, Here, ek hoor U sê vir my. En ek sal luister. Dink oor julle gebede, maar een ding wat ek baie graag wil hê julle moet doen in die gebed is om te begin sê, ek sal. Ek het dit al gesê en ek gaan dit elke aand sê. Waag dit om te sê, Here, ek sal mense vergewe wat voor my indraai in die pad. Of wat nie gestop het waar hy moes gestop het nie. Ek sal hulle vergewe. Ek sal hulle teregwys ook. Maar ek sal doen wat U vir my sê. Ekskuus. Daarom vra ek, dis maklik om die opdragte van die Here te hoor, maar ek moet ook daarop reageer. Ek moet vir die Here wys dat dit ook teregkom in my lewe. Nou sit ons maklik en sê, ja, Here, ek hoop my vrou luister ook nou. Vergeet wat sy moet doen. Onthou wat jy moet doen. Vergeet wat hy moet doen. Onthou wat jy moet doen. Staan voor die Here wat regtig weet wat in jou gedagtes aangaan. Ons moet eintlik maar versigtig bid. Maar aan die ander kant, bid liewer
baie woorde en lank en praat met die Here is wat ons ook weer niks sê. Weet dat God jou lief het, dat jy sy kind is. En buig voor hom. Kom ons sit so 'n oomblik stil. Jy kan so op jou een hand die opdragte van die Here dink. Dink aan sy grootheid, sy almag, en dink aan die plek waar God jou geplaas het, jou eie omstandighede, bedink dit. En hoor wat God vir jou sê, ek het met jou 'n plan. Dat die Here vir jou sê, ek wil jou gebruik, waar jy nou is, waar jy heen gaan, waarin jou pad is. Ek wil jou gebruik en ek gee vir jou opdragte. Eer vir God daarin. Kom ons dink gou aan 'n paar opdragte, ons sit stil en dan sê ons vir die Here, Here, ek sal. Ons dank U liefdevolle hemelse Vader, dat ons ook hierdie oomblik kan stil word in aanbidding voor U. U wat ewig en almagtig en onbegryplik groot is. U wat vir ons seën met ontelbare seëninge. U wat ook vir ons opdragte gee om elke dag in ons lewe uit te leef. Om skynende ligte te wees in hierdie wêreld. Daarom bid ons saam, Heer, kom buig ons voor U. Kom dank ons vir U, vir dit wat U vir ons gee om te doen. En ons kom sê vanaand opnuut weer, ons sal dit doen, Heer. Ons sal dit doen, want ons is bly oor U liefde. Ons is bly vir dit wat U ons gemaak het. Ons is bly oor dit wat U vir ons gee. Ons ontvang wat U vir ons gee. Ons sal vir U gehoorsaam en daarin ons liefde uitleef, en daarmee wys dat ons U regtig lief het. Dankie, Heer, dat ons weet dat U ons lief het, so lief, dat U U lewe vir ons kom aflê het. Dat U ons styf hou vas. Dankie dat ons U kinders mag wees. Dankie, Heer, dat ons in U span kan speel. Ons wil U verheerlik in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, Marcus. Ons gaan nie meer sing nie, nê? Ek kan vir julle hierdie 1000 opdragte lees as julle Ek kan dit WhatsApp, elke so 1-1. Here is hier jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede